Right, soos almal weet, hierdie was 'n eienaardige jaar as nou landbou vat. Plantseisoen wat nou in die gang is maar bietjie de mekaar en stroopseisoen. Ons almal weet wat daar gebeur het en hier agter is eintlik wat 'n mens nodig het in sulke moeilike tye. So, ons gaan bietjie met Trevor gesels. Hy is hier van Delta Agri en hy is deel van die AGI beweging en die silo's wat hulle opsit. En ons gaan bietjie hoor, hierdie silo's is nou 3 jaar terug opgesit. Hulle stap nog steeds die pad saam met jou en wat maak dit uniek? Ons gaan bietjie praat oor die uitbreiding en wat alles gaan hier aan. Kom ons gaan luister bietjie in. Middag Trevor, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, kan nie klaar nie. Nee, dit is altyd lekker om te hoor. Is daar amper sulke tyd wat ons bietjie kan see toe gaan. So, kom ons begin. Vertel my bietjie op hierdie plaas, wat berg hulle in hierdie silo's? Okay, hulle het die silo's primêr opgesit vir mieliesberg, alhoewel hulle ook 'n klein bietjie sojas doen. Maar primêr vir silo's. Hierdie is 'n 1000 ton silo van AGI. Aan die begin het ons 'n baie basiese stelsel, dis 'n baie manual stelsel. Dit is nog steeds elektries natuurlik, maar dit is nie automated soos ons geautomatiseer soos normaalweg maak nie. Ja. Ons het die aflaai pit gebou, ons het die silo basis gebou, die kantoortjie waar die beheer van plaasvind en 1000 ton silo opgesit. En ons het so 'n jaar en 'n half later het ons 'n tweede buis bygesit, so dit nou 'n totaal van 2000 ton stoorkapasiteit. En hierdie projek is nou, hy's basies 3 jaar terug was die eerste fase klaar gemaak en die tweede fase raai ek het nou onlangs so 'n jaar en 'n half terug. En dit is nou, soos ek gesê het, 3 jaar later, maar hier is nog steeds manne besig al bo, daar's manne in die beheerkamer. So julle maak seker dat elke jaar aan die einde van die jaar na plantseisoen en stroopseisoen dat alles weer reg is vir die volgende jaar. Man, nog minder is dit hierso gewees. Dit is die eerste keer in die, kom ons sê 3 jaar wat die kliënt my bel en sê ek kom kyk en daar's 'n paar klein elektriese goedjies wat ons uitsorteer vandag en dit is net vandag wat ons hier is. So dis maar net 'n gewone diens van die stelsel. Dis ideaal om dit elke jaar te doen. Ons het dit nie tevore gedoen nie, dat ons nooit gevra om dit te doen nie, omdat dit net 'n 50 ton per uur stelsel is en hulle laai die silo's vol 1 keer per jaar, laai hulle 1 keer weer uit. Word die stelsel nie so geweldig baie gebruik soos ander sites wat ons het waar hulle 15000 ton stoorkapasiteit het en 60000 ton aan deurdruk in 3 maande. Weet, so die toerusting kan dit hanteer, maar dit is nie hier die geval gewees nie. So op hierdie stadium doen ons net 'n diens. Dit is kyk maar dat al die elektriese goeders nog werk. Ons het 1 of 2 sensors opgetel, dis goedkoop om te vervang, dis klaar vervang vandag. En dan kyk ons sommer net dat alles nog 100% reg is. Al die gearboxes word gegrease, geolie, olie word opgetop. En ons kyk dat al die kettinge nog styf is en dan die bakkieshuise styf is en al die tipe van goeder. So ons maak sommer seker dat alles reg is. En soos het ons voorheen ook oor gepraat het, dit is AGI is 'n topklas produk wat vir die kommersiële boer basies tentoongestel word. Dit is 'n jy kan dit half as 'n produksievlak produk vat. Yes. En iets waarop ek bietjie wil fokus is, jy het dit in die begin genoem, jy hoef nie te worry dat ek het nou mielies hierdie jaar, maar ek wil dalk oorskry sojas toe, gaan my silo's dit kan hanteer. Dit is redelik, dis 'n bergingseenheid wat jy meerdere gewasse kan 'n mens fyn saad goed ook in hierdie berg. Ja, verseker ja. In sommige gevalle sit ons 'n sif by as die kliënt dit verlang, dan sit ons 'n sif by en dan is daar verskillende grootte met verskillende grootte gate waar jy daai produk kan sif voor dit ingaan. Die enigste belangrike ding natuurlik is jy moet jou silo's skoon maak tussen daai verskillende produkte, anders kry jy kontaminasie van die produkte. Maar dis maklik, jy klim by 'n deurtjie in die silo en jy vee maar net skoon en so aan. En dis dan nie moeilik en jy spuit seker maar die laaste bietjie uit as dit nou moet. Ja, nee, dis baie maklik, ja. En sê nou maar, soos ons almal weet, soos jy ook weet, die laaste jaar was eintlik maar, ons kan dit maar so stel 'n onderskou om 'n boer te wees. En ek stel nou belang om vir my dalk so 'n stelsel op te sit. Hoe werk die proses? Wel, die maklikste is kontak net vir my. My details sal aan die einde van hierdie video wees. En kontak my net en dan sal ek jou kom sien en dan kan ons van daar af gesels wat jou behoefte is. Hierdie jaar alleenlik byvoorbeeld het ons het al tevore nou relatief kleiner silo's opgesit, so 1000 ton, maar ons het hierdie jaar die inside 15000 ton opgesit. So daar's nie 'n beperking aan hoeveel jy wil opsit nie. Ons silo's gaan enigiets van 500 ton af op tot by 10000 ton as die algemene groot is. Wat ons baie in Suid-Afrika opsit is veelvoudige 5000 ton silo's vir groot boere en dan vir klein boere soos hierdie boer het 1000 ton nodig gehad in die begin. Toe het hy nog 1000 bygesit. Hy wil nog uitbrei, hy gaan heel waarskynlik volgende nog 1000 ton bysit. En so elke jaar of 2 jaar sal hy nog 'n silo bysit. En dit is een van die lekker goeders wat ek eintlik
moontlikheid soveel af wil sluit mee is, julle maak 'n stelsel sodat jy kan uitbrei. Jy hoef nie te stres oor ek kry nou een, maar ek kort nog kapasiteit. Julle bou hom sodat jy sonder stres of enigiets kan uitbrei. Ja, en dit is die voordeel van AGI ook. Dis 'n internasionale maatskappy, gelyste maatskappy. Dis nie 'n soos hulle in Engels sê 'n fly by night nie. Dis 'n maatskappy wat al vir jare bestaan en hulle is op hulle is op 5 kontinente gebaseer waar hulle produksie doen. Ons voer ons in spesifiek van Italië af in en van Brasilia af in. Die skoonmakers kom van Brasilia af, maar dis alles onder die AGI vaandel, alles maatskappye wat deur AGI besit word, wat alles vervaardig en selfs die motors, alles kom hier aan onder daai AGI vaandel. So elke boutjie, moertjie, elke ding wat jy hier sien, kom direk van hulle af as een pakket in 'n container of verskeie containers en dit kom hier aan en ons kom sit dit in mekaar. So dit is baie lekker. Jy hoef nie 'n motor te gaan iewers koop en 'n sleepketting te gaan koop nie. Die ander voordeel natuurlik is alles is metries. Omdat ons in Suid-Afrika is alles metries. So ons werk nie met duime en ponde en goeders nie. So al jou motors is in kilowatts, is nie in horsepower nie. So as jy 'n motor iewers sou gaan, jy kan daai motor hier plaaslik vervaardig kry. So dis alles hoe hulle in Engels sê off the shelf. So jy kan baie maklik iets regmaak en so selfs die belde wat in die bakkieshuisers is, die kettinge, alles kan jy plaaslik ook kry. Die enigste rede hoekom ons dit direk van AGI af kry is dan kry ons 'n waarborg eerstens en tweedens dis goedkoper om die hele pakket saam te koop eerder as om losparte te gaan koop. So op die einde van die dag is dit so maklik soos dit. As hulle sê maar so 'n ou gesegde wat sê daar is een konstante in die boerdery en dis moeilikheid. Die res is variables. So as jy bietjie net iets in jou hande wil vat, bietjie jou graan wil terughou, veral kom ons kyk nou na die mieliepryse deesdae. Mens is nie 100% seker wat gaan vir wat gaan nie. So, as jy bietjie meer wil weet, kontak vir Delta Agri. Kom kyk bietjie na die produkte van AGI en ek kan jou amper waarborg jy sal nie spyt wees nie. Dis Farm Spice oor en uit.